Goeiemôre broers en susters en die kinders. Het is baie lekker om so saam met julle almal hier te wees. Vanmôre, eerste Sondag van 2026. So mag die Here vir julle baie ryklik seën. Mag die Here vir julle genade gee in hierdie jaar wat voorlê. Mag julle sy guns en sy goedheid, sy barmhartigheid, sy teenwoordigheid, sy versorging, sy liefde alles beleef in volheid. Mag dit wees soos Psalm 23 sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Mag dit so met julle elkeen wees, en met julle gesinne, en ook met julle families. Baie hartlik welkom, en mag die Here verder vir ons net kom vashou, ook as ons so by mekaar is. Ons kalender praat van ons tema vir hierdie jaar, lewende geloof. Lewende geloof. Glo, doen, dien. So mag die Here se genade ook vir ons as 'n gemeente baie styf vashou. Ek sien, hier is nou verjaarsdae wat op is. Die vroue wat verjaar, is Lee Roos, maandag die 5de, Daleen Dormel, woensdag die 7de, Don Lombard, vrydag die 9de, en Gerda Nel, saterdag die 10de. En dan een van ons jong lidmate, Neries van der Walt, maandag die 5de, en die manne wat verjaar is Johan de Tooi, woensdag die 7de, Kobus Leroux, woensdag die 7de, en Chris Roets, vrydag die 9de. En dan ons voorbidding is steeds vir Duif, Eileen, vir Rietie. Ek het gekies om hierdie prentjie te gebruik net om ons gedagtes en ons gemoed 'n bietjie te stimuleer en ons te help om te fokus. Dis 'n hand met 'n kerkgebou, met 'n lig wat skyn in die kerkgebou. Geliefdes, kom ons raak maar net bewus van ons diepste behoeftes, van ons vrae, ons bang wees, ja, ook ons vreugdes en ons blydskap, en ons gee oor so aan die Here. Vader, dit is ons vurige verlange, en ons sien daarna uit, dat ons niks sal doen, waaroor ons onsself sal hoef te skaam nie. Ons wil ook vandag, in hierdie jaar wat kom, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur ons hele wese, die Here Jesus Christus verheerlik, terwyl ons lewe en selfs wanneer ons sterwe. Want om te sterwe is vir ons Christus. Om te sterwe is vir ons 'n wins. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elke een, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Paulus sê, en ons stem daarmee saam, ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit einduit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Jesus Christus weerkom. Ons Vader, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om U lof te besing, om U naam groot te maak, om U te eer en U te verheerlik. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om te sing van die Here Jesus Christus ons Here, wat gebore is
en wat lewe en oorwin. Here Jesus, ons aanbid U vanmôre as die Seun van die lewende God, Jesus Christus Immanuel, U wat gekom het, sodat ons lewe in oorvloed mag hê. Dankie dat U ons hande kom vat het, en dat U saam met ons reis in hierdie nuwe jaar wat ons beleef en ervaar. Dankie Heilige Gees dat U die trooster is, en dat U die vertrooster is, en daarom dat U saam met ons reis om ons te troos en te vertroos, wanneer ons dinge teekom op hierdie aarde, in hierdie nuwe jaar wat voorlê. Ons weet daarom dat Vader, Seun en Gees ons toevou in sy teenwoordigheid en in sy liefde en in sy genade. Heilige Gees, U is nie net die trooster en vertrooster nie, maar U is ons advokaat. So sê die woord, Parakletos, die een wat langs ons kom staan en ons kom leer saam met die Here Jesus hoe om te lewe en om in 'n lewende, kragtige verhouding met U te wees. Daarom bid ons, Heilige Gees, begelei ons en bring ons by lewende geloof in hierdie jaar, sodat ons waarlik U kan verheerlik met alles wat ons is. Wil U vir ons bewus maak van wie ons is, maar wil U ons ook bewus maak van wie U is, Vader, Seun en Gees. En daarom bid ons dat dit sal wees soos met Johannes, toe hy hom opgeroep het, om op te kom na die hemel toe en in die troonsaal te staan, het U gesê, kom op hierheen, en hy het gesien, daar's 'n deur wat oop is. Dankie dat ons 'n oop deur het, na U teenwoordigheid, Jesus Christus, ons Here. Ons bid dat U nou met ons elkeen sal wees. Vader, wees met hulle wat in hierdie tyd regtig ook getuister word, ook deur swaar kry en wind en bome wat omval en afdraai, geboue wat se dakke afvlieg, bome wat op die geboue val. Vader, ons bid vir dat deur hierdie uitdagings heen, U vir ons elkeen sal vashou. Ons bid vir Mohammed se familie. Ons weet nog nie of hy gekry is nie en of hy nog lewe nie. Maar ons bid dat U sy familie in U hande sal vashou. Vader, mag hulle in hierdie tyd Jesus die Here beleef en ontdek. En dankie dat ons kan bid dat U vir ons gemeente en vir hulle wat siek geword het in ons gemeente, ons dink aan Duif en ons dink aan Eileen wat hier was en aan Rietie en aan almal wat ernstig pyn het en seer het en liggaamlik nood het, maar ook emosioneel, geestelik, dat ons 'n ontmoeting met U sal hê as die Here van die Here, die Koning van die konings. Ons bid dit in diep afhanklikheid, met verwagting in ons harte. Amen. Geliefdes, ek het gekies, dit is Kerstyd. Ons het sopas baie kort terug die geboortedag van die Here Jesus gevier. Dit is nou Kerstyd en vir 'n paar Sondae is dit nog Kerstyd. Dit is ook in die kerklike jaar Epifanie,
Epifanie is 'n groot woord wat net wil sê, die lig het verskyn. Dit gaan oor Christus, God se lig wat verskyn in ons teenwoordigheid. En daarom het ek gekies om hierdie gedeelte vir ons te lees uit Matteus hoofstuk 2. Gebeure rondom die geboorte van die Here Jesus. Matteus hoofstuk 2 sê die volgende. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met hierdie woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het en vertrek het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons gaan net hierdie kort gedeelte saam lees en natuurlik my teksvers het ek gevat vers 2. Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Daarom het ek hierdie foto gekies van 'n kerkgebou wat deur God gedra word, dink ek, glo ek, waar die lig van Christus inskyn en waar ons deur hom skyn. Geliefdes, as ek dink aan aanbidding om hulde te bewys, om hulde te bring aan iemand, dan wil ek graag met hierdie verhaal begin. Iets wat gebeur het op 1 September 1983. Daar is 'n vlug, Koreaanse vlug,
van New York af na Seoul in Korea. Sou vertrek op 31 Oktober, net so voor 12 uur, wat die eerste aanbreek. Die vlug is 'n bietjie vertraag en die vlug het eers vertrek net na 12. Die vlug het 246 passasiers en 23 personeel. Hulle vlug gaan van New York af, soos ek gesê het, na Seoul toe in Korea, maar hulle het 'n stop by Anchorage in Alaska, waar hulle weer petrol en brandstof inneem. Toe hulle vertrek van Alaska af, het daar iets fout gegaan. Want die vlugplan wat hulle moes volg, daarvan het hulle afgewyk 1.5 grade. En nou weet julle, as 'n mens sê 1.5 grade is maar verskriklik klein. Hier naby maak dit nie 'n groot verskil nie. Maar hoe verder jy beweeg, hoe groter word die verskil van jou bestemming. Hierdie vliegtuig het as gevolg van hierdie 1.5 grade verskil rondom hulle vlugplan op 'n stadium oor Russiese gebied gevlieg. Daar was baie spanning op daardie stadium tussen Amerika en die Russe, en die Russe het gesê dit is 'n spionasievliegtuig. As ek nou hierdie prentjie vir julle wys, dan sal julle sien aan die onderkant is die vlug wat hulle moes vlug oor Japan, daar na Korea toe, maar met hierdie klein stukkie verskil waarin hulle instrumente, en julle kan gaan lees maar op internet oor wat hulle alles dink is die moontlike oorsaak, het vir hulle gevat daarna 'n eiland toe, Sakhalin, en daar is die vliegtuig neergeskiet. Vir 10 jaar het die Russe stil gebly daaroor, en toe het hulle dit later bekend gemaak. As ons dink aan aanbidding, en ons vertrek op 'n aanbiddingsreis saam met die Here, en ons vertrek 'n bietjie skeef, dan is ons aanbidding 'n ontploffing wat dood veroorsaak. Sien geliefdes, want dit is wat met hierdie vliegtuig gebeur het. Daarom het ek hierdie tema geneem vanmôre uit hierdie gedeelte, om te sê, ek buig in aanbidding, ek buig voor die Here. Maar dit is seker belangrik dat ons maar vir mekaar moet sê, wat is aanbidding? Sodat ons ernstig bietjie saam kan dink en kan sê, ons is op dieselfde koers, selfde rigting. Aanbidding gaan daaroor dat iets of iemand deur eer, deur lof, deur verwondering as 'n goddelike wese vereer word. In die Grieks en die Nuwe Testament gaan dit oor proskuneo, wat beteken om eer te bewys deur iemand op sy hand te soen.
Dit gaan daaroor om voor iemand te buig in verwondering, in goddelike eer en bewondering en neerval en verheerlik. Beteken om vir iemand baie groot verwondering, admiration en lof te hê. Nou ek wil vir julle 'n paar voorbeelde wys van aanbidding. Daar is aanbidding rondom 'n popster. Daar is nog 'n keer aanbidding rondom iemand wat optree met die woorde "We believe in you". Ja, hier in Suid-Afrika het ons ook 'n stuk aanbidding. Ken julle hierdie, of trap ek nou op heiligsgrond? Geliefdes, oor die wêreld kry ons aanbidding van die paus. So my tema is aanbidding. En dan is my vraag vanuit hierdie gedeelte: wat sê die woord vir ons oor aanbidding? Jesus is gebore. Daar is sterrekykers wat 'n ster gevolg het, wat vir hulle kom sê het, die koning is gebore. Daar word 'n koning gebore, en dan praat hierdie gedeelte van, waar is die koning, hy wat koning van die Jode is? So dit is spesifiek so afgebaken in hierdie gedeelte. Ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Nou geliefdes, u weet aanbidding in hierdie kerk, in hierdie gemeente en in die liggaam van die Here Jesus dwars oor die wêreld gaan daaroor dat ons sal kom by 'n plek soos wat in Markus 12 vers 28 tot 31 vir ons geskryf word. Naamlik, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou verstand en met al jou krag. Ons moet hom daar aanbid. Ons moet voor hom kan neerval, hom vereer in verwondering, voor hom kom staan. En my vraag is, of Kersfees, hierdie Kerstyd dit ook in jou na vore bring om opgewonde te word, om voor die koning van die konings te buig. As ek nou hieroor dink, dan wil ek vir julle sê, geliefdes, as 'n gemeente, as ek by ware aanbidding wil wees, dan moet ek verstaan dat ware aanbidding kan nie plaasvind as ek nie kom by 'n plek waar ek oorgee en afstand doen van 'n klomp dinge nie. Daar is verskillende reaksies op hierdie groot nuus wat hierdie sterrekykers bring. Vers 3 sê in besonder dat koning Herodes en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld is. Hulle is ewig ontsteld. Koning Herodes veral, want hy is koning. En hier is 'n nuwe koning wat gebore is. 'n Koning wat waarskynlik in sy gedagtes sy plek kom inneem, sy troon kom afvat. En dit het hom ontstel. En dan sê die skrif, die hele Jerusalem saam met hom was ontsteld.
Jy sien, want valse aanbidding gaan oor ontsteltenis, omdat ek my troon moet opgee. Valse aanbidding gaan daaroor dat ek my aansien gaan verloor. Valse aanbidding gaan daaroor dat ek iemand anders as 'n mededinger sien. Koning Herodes sê hierdie gedeelte is dat hy die skrifgeleerdes gevra het en die priesterhoofde gevra het. Wat sê die woord? Waar gaan die Christus gebore word? Die Messias, die een wat werklik 'n verskil kom maak en wat beloof is deur God, deur die Ou Testament. Waar gaan hy gebore word? Dan is die antwoord in Bethlehem. En dan kom die profesie, soos wat dit daar staan, uit Micha 5 vers 1, kom dit na vore. En wanneer hy dit hoor, dan begin hy in sy gedagtes planne maak om te aanbid. Want dit is wat hy sê. Hy roep die sterrekykers, hy ontbied hulle, hy vra vir hulle baie mooi uit. En dan sê hy, so doen julle nou die navorsing, gaan kyk noukeurig waar hy is, en kom vertel vir my, want dan wil ek ook gaan om hom hulde te bewys. Ek wil gaan om hom te aanbid. Nou geliefdes, wanneer 'n mens praat van valse aanbidding, dan gaan dit daaroor oor hierdie vrees wat ek nou gesê het, is dat ek myself gaan verloor. Dat ek min moeite doen om self die antwoorde te vind. Dat ek verwag ander moet die antwoorde kry en vir my kom gee, sodat dit my ergens sal beweeg tot aanbidding. Ons weet dat die Here kom sê rondom valse aanbidding, hierdie volk aanbid my en dien my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Amos sê, God is aan die woord, hy sê, ek verafskuw julle feeste. Ek vind geen plesier in julle samekomste nie. Ek sal nie julle brandoffers en graanoffers aanvaar nie. Hou op met julle lofliedere. Dit is net 'n geraas. Sien geliefdes, as ek en jy met aanbidding wegspring met ons eie inhoud daaraan, dan lyk dit vir my, is ons op 'n pad soos wat hierdie vlug van New York na Korea op pad is na verwoesting. En daarom het ek vir myself gevra, wat sou ware aanbidding wees? Want ware aanbidding vloei voort, soos wat ek reeds vir julle gesê het, uit 'n oorgawe aan die Here Jesus. En as ons praat van hierdie gemeente se tema vir hierdie jaar is lewende geloof, dan moet ons by aanbidding spesifiek ook aan uitkom. En om by spesifieke aanbidding uit te kom, ware aanbidding het ek vir u gesê, moet dat gaan oor oorgawe. Daarom sê Matteus 16 die volgende woorde. Jesus het vir sy disippels gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. As iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem, elke dag sê 'n ander teksgedeelte, en my volg. Ek moet afstand doen van 'n klomp dinge. Kan ek maar net 'n paar goed noem saam met julle. Ek moet afstand doen van my selfbelang.
van my eie ek en van dit waaroor dit by my gaan en wat alles net om myself draai. Want ek moet spasie maak sodat God op die troon kan kom sit. Ek moet afstand doen van my selfbeheptheid, maar net 'n ander manier om dieselfde ding te sê. Ek moet afstand doen van die beheer wat ek in my eie lewe het. Ek kan nie 'n beheervraat bly en tot ware aanbidding kom nie. Want God wil in beheer wees deur sy Gees in die Here Jesus van my lewe. Ek moet my koninkryk, daarvan moet ek afstand doen. Met ander woorde, selfbelang, selfbeheftheid, my heerskappy, ja, my koninkryk. Hier heers ek, hier sê ek, hier bepaal ek. Die woord sê, ek en jy moet onsself verloon. Dit beteken ek moet afstand doen, maar dit beteken ook ek moet weggee. Ek moet my reg om dinge te doen soos wat ek wil weggee. Ek het reeds gesê, ek moet my kontrole, my beheer weggee. Ek moet my vermoëns weggee, sodat my vermoëns nie gaan oor my nie, maar sodat my vermoëns instrumente word in God se hande. Wanneer ek my lewe bepaal en beplan vir 2026, dan moet ek my eie agenda weggee. Ek moet op my knieë kan kom en aanbid en kan vra, waarheen, Here, wil U vir my begelei? Waarheen, Here, wil U hierdie gemeente begelei? Waarheen wil U ons gesin begelei? Sien geliefdes, ek moet afstand doen. Ek moet dinge weggee. Maar daar is ook dinge wat ek moet afsterf. Daar is dinge wat in my net eenvoudig doodgemaak moet word, doodgedruk moet word. En wat moet sterwe. Ek het hier gesê, my eie ambisie. My eie ambisie, dit sluit nou baie aan by die vorige goed ook. My eie selfvervulling. Nou geliefdes, ek is nie teen persoonlike ontwikkeling nie. Ek is nie teen dat mense sielkundig, psigies ontwikkel nie, want ons moet. Dis ons pad, dis die pad wat die Here vir ons gee. Maar wanneer dit in die middelpunt staan, en dit bloot net gaan oor my en ek, dan sê die woord, ek moet sterwe daarvan, sodat God deur die Gees in die Here Jesus my tot geboorte kan bring. Ek word deur God begelei tot aanbidding. Mense sou dit in hierdie gedeelte dalk kan raak lees en sê, God het hierdie sterrekykers begelei op 'n bonatuurlike, goddelike ingryping deur 'n ster te stuur wat vir hulle die pad en die koers gewys het. Soms doen die Here dit met my en jou, dat ons op 'n buitengewone, goddelike ingryping die koers en die rigting van ons lewe en ons aanbidding beleef en ervaar. Maar dan lyk dit vir my, daar is ook gewone maniere, hoe ek en jy ons aanbidding kan verryk en op koers kan hou, sodat ons by ware aanbidding kan kom. En dit is om te vra, soos wat Herodes hier gevra het, wat sê die skrif? Wat sê die woord? Daarom speel die woord en die boodskap van die woord oor God en wie God is en wat hy doen en wie die mens is en hoe die mens moet lewe om God te verheerlik, speel dit 'n
belangrike kernrol in my aanbidding en in my lofprysing en in my verwondering oor wie God is. Ek ontdek sy beloftes, maar ek ontdek ook die realiteit dat beloftes waar word. Herodes het hier gesê, ek wil gaan hulde bewys. En as 'n mens nou verder lees hier van vers 13 en 14 en tot by 18, dan sien 'n mens hoe Herodes eintlik Jesus wou gaan aanbid. Hy wou hom om die lewe bring, sodat hy self op die troon kan bly. Sien maar ware aanbidding, wanneer dit die woord ondersoek, vashou aan die beloftes, dan kom ware aanbidding uit, daarby dat ons God soek, dat ons onsself inspan, dat ons onsself bring by volharding. Dit beteken dat ons, wanneer God se woord vir ons oopgaan, soos wat dit hier oopgegaan het vir hierdie sterrekykers, dat ons tot aanbidding sal kom. Ware hulde, eer, verwondering. Hier staan geskrywe dat hulle, toe hulle nadat hulle nou weg is daar by Herodes, het die ster hulle begelei, totdat dit gaan staan het bokant die huis waarin die kindjie saam met Maria was. En toe hulle daar gekom het, het hulle op hulle knieë geval en aanbid. Hulle het gekom om hulde te bewys, te aanbid. En hierdie gedeelte sê dit, hulle het aanbid, maar het hulle dan ook geskenke gebring. Hulle het goud en wierook en mirre gebring. Mirre vir die aanbidding, wierook vir die aanbidding, eintlik mirre vir die begrafnis van die Here Jesus. Goud, omdat hy koning is. Sien, in ons as gelowiges se lewe is daar 'n amp van gelowige. En ons praat van die amp van gelowige wat beteken ons is koning, priester en profeet. En dit is waarmee ons in aanbidding voor die Here kom. Ons word deur die Gees in die Here Jesus profete wat die boodskap van Christus verkondig. Wat Christus soek, hom aanbid, voor hom kom buig, en wat wanneer ons opstaan van ons knieë, wat gaan vertel van die koning, wie se ster ons gesien het, van die koning, wie se gees binne in ons is, sodat ons deur hom kan lewe. Sien, ons word priesters. En 'n priester is iemand wat tussen God en ander staan. Ons word priesters, omdat ons in die geloof gerig word, nie net op God nie, maar ook op ons medegelowiges en medemens. Ons word priesters, omdat ons die evangelie kom bedien aan ander mense. Ons kom bid saam. Ons kom bemoedig. Ons help mekaar weer op as ons geval het. Ons vertel, want ons is profeet en ons bedien die liefde van God, want ons is priester. Maar dan is ons ook konings. En as konings doen ons die aanbidding deurdat ons God in Christus deur die Gees koning laat wees in ons lewe. Hy is klaar koning. Ons kan hom nie koning maak nie. Hy is klaar koning. Ons kan bloot net plek maak, sodat sy koningskap in ons kan lewe. God kom openbaar homself wanneer ons hom soek, wanneer ons werklik oorgee en weggee
en afsterf van dit wat nie reg is nie. Maar wanneer ons soek na God, deur die skrif, deur die beloftes, deur die realiteit, sodat ons voor hom kan kom buig. Mag die Vader in Christus vir ons daarin begelei. Vader, ons kom na U toe vanmôre, om maar net voor U te staan in diepe afhanklikheid. Kersfees is vir ons 'n tyd van opgewondenheid, van verwondering oor U ingrype in ons lewe, oor die lig wat kom. Maar Kersfees bring ons ook by aanbidding. Daarom val ons op ons knieë neer, om U voete te soen, om U te verheerlik, om U te aanbid. Begelei U vir ons asseblief tot ware aanbidding. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek gaan voor en dan antwoord julle as 'n gemeente. Die Here sal ons seën. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn. Die Here toon aan ons sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor ons. Die Here gee ons sy vrede. Amen. 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 Mag ons in hierdie jaar die Here bly soek en vra, waar is hy wat gebore is? Want ek wil hulde bewys. Die Here seën vir julle. Geniet julle dag. Geniet die week vorentoe.